Hallo en welkom by ons Verdiep podcast. Saam met my is pastoor Ilse Woliter. Ek is pastoor Dani Venter. Is lekker om vanoggend weer saam met jou te kuier, pastoor. Ons kuier 'n bietjie rondom pastoor Kobus de Beer se boodskap van Sondag, vrees. Vrees, not to fear. En not to fear. Ja. Dis korrek, ja. Dit was, ek moet sê, mooi om te sien hoeveel mense se positiewe reaksie rondom die diens was. En dan die realiteit van hoe elkeen van ons elke dag met fear gekonfronteer word. So, ja, pastoor Kobus het begin en hy het uitgewys hoeveel keer in die skrif word daar verwys na ons hoef nie te vrees nie. Ja, en dis hoeveel keer? Hulle sê, en ek elke keer en dink ek, hierdie moet ons gaan fact check. Ja, ek is ook soos, hoorie, weet ons hierdie. En dis soos, hoeveel keer sê hulle? Hulle sê 365 keer. So ek het al hulle, maar soos ChatGPT gevra en hy het dit bevestig. So, Okay. maar hoe real het ek moet sê, as jy vra dinge wat ek ook gebruik en sê, en ek weet ek het nog nooit gaan soek en hoe gaan soek jy dit? Gaan jy letterlik elke versie soek? Wat moontlik is, maar ek het al gehoor mense sê, die woord sê 365 keer dat die Here jou lief het, en dan sê ek soos, was dit nie dat ons nie moet vrees nie? En dan sê ek so, okay, wat is die vertaling? Ja, watter vertaling As obviously. ons gaan begin tel en dit. Maar is dit nie die punt dat die woord sê so baie keer, wat ook al dan die getal is, wat ook al daai, dat ons het nie nodig om te vrees nie. En ek dink die punt wat die statement maak, is, want ek het dit ook al gebruik, ek dink punt wat dit maak is, al sê die woord nie direk, moenie vrees nie, dan sê hy tog, God is met jou. Amen. Hy is by jou. Ja. Jy het nie nodig om bang te wees nie. So al sê die woord nie direk moenie vrees nie, dan sê hy, ons het nie 'n gees van vreesagtigheid ontvang nie. So dis verseker 'n skriftuurlike tema, skriftuurlike gedagte, die feit dat die Here nie wil hê ons moet vrees nie. Amen. Ons moet nie oorweldig wees nie. Die gedagte van 'n gees van vreesagtigheid was, toe ek die skrif lees, toe staan dit vir my uit, as ek reg is, in 2 Timoteus, wat dan sê, wat ons nie veronderstel is om te hê nie. En my gedagte gaan toe rondom dit, en die vraag is dan, okay, as ons nie veronderstel is om dit te hê nie, wat en hoe maak ons dan vir die teenoorgestelde? En immediately is my gedagte toe, okay, dis om onsself te posisioneer op 'n plek waar ons dan kan oorwinning kry oor dit, want die reaksie, en dis die deel wat Sondag vir my so uitgestaan het, ons almal word gekonfronteer deur die vrees, en ons almal het dan elke dag daai, so ons kan nie dit wegvat nie. Ek en jy kan nie omstandighede beheer waarin ons is nie, so daar moet dan 'n antwoord wees, en dis dan die... En wanneer ons so praat oor vrees, dan bly hierdie dinge my stir om te sê dat ons maak vrees die vyand, of die object, ons maak vrees die ding waarvoor ons moet pas op. Maar eintlik wat ons moet besef is dat omstandighede gebeur. Omstandighede gebeur met almal van ons gaan in omstandighede. Jy kan nie die posknopie druk nie. Jy kan nie dit stop nie. Jy gaan môreoggend wakker word. En jy gaan die dag ingaan. Wat ook al vandag vir jou beloof word van môre, wat ook al vandag vir jou gesê word gaan môre gebeur, volgende week, volgende maand, volgende jaar, wat ook al in die verlede gebeur het, hoe dit ook al lyk, jy kan nie die stopknoppie druk nie. Nee. Jy gaan die dag face, omstandighede gaan gebeur. En my mind bly net vir my sê is, ons moet besef dat daai omstandighede kan either slegte omstandighede en goeie omstandighede wees, of dit kan geleenthede wees. 'n keuse waarvoor ek en jy staan. Want wanneer iets met jou gebeur, ons sê net soveel keer dat boetie en sussie, of boetie en boetie, of sussie en sussie uit dieselfde huis uitkom. En die een het hierdie letsel, en hulle kan nie verby dit kom met wat met hulle gebeur het nie. Die ander een het daai omstandighede gevat, en dit 'n geleentheid gemaak. En anders gekies, letterlik 'n keuse gemaak, en gesê, ek kies anderste. So rukkie terug lees ek 'n ding oor sielkunde is vandag gebaseer op jy met jou verlede
bly genees. Jy moet bly teruggaan en jy moet probeer. En op 'n stadium was daar 'n keuse oor hoe hulle die sielkunde sou geskryf het. En die idee was of bly terugkyk en bly probeer daai verander en dit, of die ander opsie was om te besef, okay, hoorie, maar wat lê vorentoe? En die benadering, die keuse was toe nou oor die geskiedenis, en dan die toekoms, so dog ek, en niks teen sielkunde, ek is nie 'n sielkundige nie, maar dit het my laat dink, maar dit is 'n skriftuurlike gedagte, om te sê, jy vat die trials, die tribulation, die lewe, die elke dag ding, en jy besluit, jy het beheer nou, oor wat jy daarmee gaan doen. Ja. En jy het die keuse en die mindset om te kan sê, maar ek sny af, en dan die verlede definieer nie, in die eerste plek wie ek is op daai stadium nie, want dit is wat vrees doen, en dan die volgende ding is, dat ek het beheer oor die volgende besluit, oor hoe ek gaan reageer. Want die probleem met vrees is baie keer, die oomblik wat ons dit het, dan maak jy jou besluit en jou keuses op hierdie oomblik daarvan, en dan wil jy nou, jy wil uit vrees uitkom, en ek dink dis soveel keer hoekom dit numbing raak, want jy word lam van vrees, en jy kan nie eers meer die volgende stap vat nie. Maar hoor wat hy doen is, hy begin die vrees fight. Terwyl vrees nie die ding is wat jy moet fight nie. Vrees is die keuse wat jy gemaak het. Dit is die omstand, dis jou bewustheid van die omstandighede wat jy kies, maar as jy dan nie vrees kies nie, wat is die ander opsie? En dit is daai mooi ding van jou identiteit. Dit is, so ons het vroeër gepraat oor, okay, so wat doen vrees? En die oomblik wat jy dan kan identifiseer wat dit is, dan kan jy besef oor hoe om dit te fight, en dit is uit ons identiteit in Christus. Die oomblik wat ek en jy weet, jy weet, Efesiërs 6, wanneer ons praat van daai, dis wie ons is, en waaruit ek en jy dan kan beklei, is uit Christus se oorwinning. Daai gees wat ons wel nie gekry het, van vreesagtigheid nie, maar 'n gees van krag, liefde en dan selfbeheersing. En daai krag is obviously nie ek en jy nie. Daai krag is die krag van die Heilige Gees. En in ons posisie in Christus is dit ons dit beklei. So krag rondom die feit dat ons fisies die krag sal kry, jy weet, soos jy kan dit so ver vat met daai 3 goeters, en dan altyd laaste vir my mooi is daai punt van selfbeheersing. So met jou vraag hoe, deur die selfbeheersing van die waarheid van Christus, wie ons is in Christus, deur die krag van wie Christus is, nooit onsself nie, en dan het ek en jy die vermoë om teen die vyand se wapen van vrees te kan opstaan en te sê, maar ons staan dan en ons kan dit oorwin. So wat ek hoor jy sê is dat ons het die keuse om in geloof te leef in Christus. En dis wat ons het, is en dis hoe ek het sien, is dat jy gaan nie môre kan stop nie, en as jy in 'n slegte finansiële situasie is, jy gaan dalk nie kan stop dat die bankie goed kom haal nie, jy kan dalk nie kan stop dat jou besigheid bankrot loop nie, jy's klaar daar, jy weet dit is te ver, en 'n siekte, 'n verhouding, 'n huwelik wat op die rotse is, wat ook al dit is wat hierdie vrees create, jy kan dit dalk nie stop nie, maar deur om vrees te kies as jou reaksie op die omstandighede, is jy besig om die vyand 'n wapen te gee in jou lewe. Hy's besig om te kom steel, verwoes en te vermoor. Hy het dan die reg tot dit wat jy vrees om dit te laat gebeur. En vir my is dit daai ding om dan in daai oomblik te besef, dit is my omstandighede. Dit is nie perfek nie. Dit is verskriklik. Dis dalk nie regverdig nie. Dis nie hoe dit moet wees nie. Maar as ek nou in vrees reageer, dan sê die skrif, die vyand loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan verskeer. So hy loop rond en kyk wie reageer teenoor die omstandighede met vrees, maar die teenvoeter, en dit wat jy sê, is om in geloof in Christus Jesus op te tree. So, en dan is dit daai, jy weet, ou kan sê, ja, maar dit klink so maklik, en dit klink so eenvoudig, maar dit is nie, maar dit is wat die woord vir ons sê, dis om elke gedagte dan tot gehoorsaamheid aan Christus te bring. Dit gaan gebeur. Jy is gediagnoseer met hierdie siekte. Jy weet, hierdie ding is op jou pad. Okay, great, dit gaan kom. Ek kan dit nie meer verander nie.
Maar ek kan nou kies of gaan ek met vrees reageer. Elke dag met vrees reageer. Ek gaan nie in die aand my slaap inkry nie. Ek gaan nie die regte keuses maak nie. Ek gaan die mense rondom my reg hanteer nie. Ek gaan en dan gee ek die vyand net spasie om te kom steel en verwoes. Of ek kan kyk daarna en sê, okay, is fine. Dit kom. So nou gaan ek kies om my geloof in Christus te sit. En ek gaan opstaan en my gesiggie mooi maak en my hare kam en ek gaan hierdie dag aanpak. En ek gaan smile. Ek gaan kies om te rejoice want Christus het hierdie dag vir my gegee. Ek gaan kies om te rejoice want my vrede is in sy beloftes, nie in my omstandighede. Ek gaan kies om elke gedagte wat ek dan met vrees kan reageer, te reageer met geloof. En dis baie keer daar waar mense na ons kyk en sê, ja, maar jy moet realisties wees. En dan sê ek soos, okay, dis fine, maar wanneer ek realisties is, dan reageer ek op wat ek sien en hoor, maar die woord van God sê vir my, ek moet in geloof lewe, kan optree. En nie in wat ek sien, en wat ek hoor nie. So moet ons realisties wees, yes, ons moet dit identifiseer. Hoekom moet ons dit identifiseer? Juist sodat ons kan kies om in geloof, bonatuurlike geloof, op te tree. Om te kan kies op die dinge wat ons nie kan sien nie. Ons het baie gepraat oor profetiese deel en realisties is so beskrywend van dit is dalk jou realiteit. Maar geloof en die geestelike deel is dan die deel wat ons nie kan sien nie, wat ons nie noodwendig eens kan voel op daai oomblik nie. So dan die gedagte wat jy het is so min, dis eintlik vir my snaaks die redenasie. 'n gedagte is ook nie die realiteit wat jy nou het nie. Ek kan nie jou gedagte sien nie. Ek kan nie daarin raak nie. Ek kan nie dit selfs met die toekoms. Exactly. So al daai is dan in elk geval die nie realm wat ek en jy fisies dan insit nie. So waar anders begin ons as om te kan sien, om te kan glo in die deel van ons liggaam, in ons gees, om daai goed dan te kan is in die nie realness van tasbaarheid nie, maar die geestelike is so real soos dit, om te begin operate en te kies. Dan is dit vir my ander gedagte wat ek toe nou aan dink, ons maak vrees baie keer 'n persoon. Ons maak dit so real dat ons dink dis iets en dit voel baie keer soos iets hier reg voor jou. Maar dis net, ons het nou gesê, dis net 'n tool of 'n wapen wat die vyand gebruik en dit is so unreal soos die dele ons wil sê ons moet realisties wees. Maar daai vrees is so min realisties soos wat die volgende ding is. En ek ons redenasies is dan obviously uit daai en ons ek blameer nie iemand nie. Dit is nie lekker nie. En die seer is nie lekker nie. Maar dan is die meer realistiese besluit om daai keuse te maak. Dit is presies wat jy sê, pastor. Ou praat van sielkunde en jy praat van al daai goed en realiteit en wat is die waarheid. Al wat die waarheid en realiteit is dit wat jy nou beleef. Op die oomblik, maar dit is klaar verby. Want dis 'n sekond terug wat ek het gesê. So dis klaar verby. Hier word nou dis die realiteit, maar niks 'n sekond van nou af is realiteit of die waarheid nie, want jy weet nie wat dit gaan wees nie. Jy weet nie of ek in die volgende sekond my glas gaan vat en jou gaan nat gooi nie. En dis nie 'n realiteit nie, want dis nie die waarheid nie, dit nog nie gebeur nie. Maar hoe weet jy ek gaan dit nie doen nie? Hoe kan jy maar die oomblik dat ek dit sê en jy sit en jy is lekker warm aangetrek, nou kan jy begin vrees, want wat van as ek dit nou regtig doen? En is die oprecording en jou hare is nat en nou begin jy daaroor worry, jy verloor die gesprek, alles en dis wat vrees is. Dis om jou toekoms te shape. En dis hoekom dit is 'n tool van die vyand. Ons praat oor spiritual warfare. En wat se wapens het die vyand in hierdie geestelike oorlog? Hy het die wapens wat ons hom gee. So jy het 'n keuse, jou omstandighede is nie great nie. En ons almal is al daardeur. En jy lees 'n boek om die cover te kyk en jy kyk na ons of ek kyk na jou en dan sê ek, okay, jy het geen ding wat jy nou hoef te vrees nie. Maar die werklikheid is, almal van ons het omstandighede, either in jou gesondheid of in verhoudings, finansiëel of geestelik, wat jy wegsteek, wat vrees create, wat daarachter. En nou het jy 'n keuse om te sê, ek kan kyk na my omstandighede en sê, die enigste ding wat reël is dalk hierdie oomblik, maar 'n sekond van nou af is nie bepaal nie.
Dis onbepaald. God kan dit verander in 'n dag. Hy kan. En dis waar geloof regtig inkom, is om te sê, nou kies ek eenvoudig om my geloof in Christus te sit. Ek kies eenvoudig nie om vas te hou in die ding wat ek nie weet gaan gebeur nie. En dis waar Paulus, een van my favorite skrifgedeeltes, almal verwys altyd na Filippense 4 vers 13 wat sê ek kan alles doen deur Christus wat my krag gee. Maar Filippense 3 vers 13 en 14, dan sê Paulus, ek sê nie ek het dit reeds behaal nie. Maar een ding wat ek doen, is ek vergeet wat agter my is. En ek strek myself uit na dit wat voor my lê, om die hoër roeping in Christus te behaal. So yes, ek kyk nie terug na wat 'n sekond terug gebeur het nie. So wat sê hy? Hy sê 'n sekond terug. Hier waar ons nou sit, oor 3 sekondes van nou af, sal hierdie 3 sekondes terug wees, né? Okay. So nou op hierdie oomblik gaan my besigheid bankrot speel, of my verhouding is daarmee in, of ek is gediagnoseer met 'n siekte. Dis nou. Maar oor 3 sekondes van nou af is dit verby my. 'n Sekonde van nou af is dit verby my. So hierdie is my omstandighede. Paulus sê wat ek nie doen nie, is ek hou nie vas in hierdie realiteit nie, en ek hou aan myself uitstrek na dit wat voor my lê, 'n hoë roeping in Jesus Christus, wat verwys na sy beloftes, wat verwys na sy salwing, wat verwys na sy Heilige Gees op ons lewens, die Gees van krag, liefde en selfbeheersing, wat verwys na bonatuurlike goed wat die moontlikheid het om te gebeur. Maar as ons daai shift nie doen nie, dan hou ons vas in vrees, en ons maak die deur oop vir die vyand, om presies dit wat ons vrees, vir ons te bring. Die woord sê dat dit wat jy vrees, sal jou oorkom. Ja. Want jy maak hy deur oop. En dit kom vir my terug na, want jy reageer elke keer in dieselfde manier, en as jy motorfiets ry, en hulle leer opleiding as jy agter sit en jy pilleen, dan is dit selfs daai ou aan die agterkant se verantwoordelikheid om te bly vorentoe kyk. Want die oomblik wat jy op enigiets, praat hulle van target fixation, as jy op enigiets anders fokus as die pad voorheen, waartoe jy veronderstel is om te beweeg, dan gaan jy soontoe gaan met jou motorfiets. Jy kan selfs dan die bestuurder voor jou na daai rigting toe vat. En ek dink daar's so mooi les in dit, wanneer ons besig is om te kyk na goed wat ons op fokus. Die vraag is, gaan jy bly dink, gaan jy bly besluite maak, want dan is dit hoekom jy uitkom by jou vrees. Jy sit jouself eintlik soontoe. En then you lose it. In my eie lewe is dit vir my altyd lekker, dis baie keer of, is soos 'n switch is of heeltemal of niks, baie keer my persoonlikheid. En dan dink ek aan die kere wat ek my kop op 'n blok gesit het, en ek het besluit ek sal. Hierdie sal gebeur, maak nie saak wat nie. En hoe maklik dit dan, wanneer jy dit wel behaal het, eintlik was, want jy het nie gestop aan die goed wat aan die kant besig was om jou te pla, of jou, jy weet, jou aandag wil steel, of jou energie wil steel, en dan op die ou en laat dit my dink aan daai skrif wat Paulus sê, ek slaan nie in die lug nie. Ek weet waantoe ek gaan, ek weet waantoe ek werk. En ek dink met vrees is dit hoe ek en jy dit kan benader, is om te sê, okay, maar wat, dis fyn, hierdie ding, maar kry vir jou iets, ek dink in die heel eerste plek in die skrif, kry vir jou 'n skrif wat die waarheid is, kry die waarheid van wie Jesus Christus is, en dan kry vir jou 'n droom wat Jesus vir jou gee in jou hart, en maak jouself vas op iets in die toekoms, beweeg soontoe, moenie stop. As jy siek is, maak die droom gesondheid. As jou huwelik op die rotse is, maak die droom 'n gelukkige huwelik. As jy finansiëel in die moeilikheid is, maak die droom 'n beter toekoms finansiëel. Maak die droom dit wat die beloftes is van die woord. En mense so baie keer, maar hoe weet jy dit gaan gebeur? Hoe weet jy dit gaan nie gebeur nie? Maar wat ek verseker weet, is dat wanneer ek die deur van vrees oopmaak, is die kanse net soveel groter vir my, om in daai rigting te beweeg. And that's what it is. En pastor, die werklikheid is, dat bad circumstances, dit gebeur, slegte goed gebeur, en dit gebeur met almal, en dit is nie maklik nie. I mean, is 'n realiteit dat ou deur moeilike goed gaan, en ek sê nie vir 'n oomblik vandag dis maklik nie, maar wat Paulus, ek dink wat ons moet lees in die skrif, wanneer ons Paulus se briewe lees, ons moet onthou dat baie van hierdie briewe het hy uit die tronk uit geskryf.
Hy het dit nie uit 'n kasteel met 'n nice bed of 'n nice sitkamerstel of 'n klomp entourage van mense uit 'n beautiful church met 'n klomp. Hy het dit uit die tronk uit geskryf. So as Paulus hierdie goed uit die tronk uit skryf, en ons haal dit aan en ons spreek dit, of ons praat hier daaroor, dan sê ons, maar luister, hierdie gospel, hierdie boodskap wat ons verkondig, is nie vir die ou met wie dit net goed gaan nie. Ja. Hierdie is nie vir maklike omstandighede nie. Hierdie is die waarheid juis vir moeilike omstandighede. Hierdie is die waarheid vir iemand wat voel of hy in 'n tronk sit, wat voel of hy gebreek is, wat weet hulle kan enige oomblik by die deur instap en sy kop afkap. En hoekom is dit is die konteks waaruit hierdie briewe geskryf is. So dan het 'n ou, jy weet die ek wil sê die reg, ou die versekering dat 'n ou hierdie woorde kan spreek en mense daarmee kan bemoedig en onsself en sê hy, jy weet, al lyk dit nie so nie en al klink dit soos 'n fairy tale, al dis wat geloof is, pas hierdie goed toe en jou omstandighede, jou kans om jou omstandighede, dit wat jy voorhoop te sien gebeur, is net soveel beter, soveel groter. Dis baie makliker. Is soos om jy gaan nie raad vra van iemand wat nie iets behaal het nie. Jy kry iemand en daarvan kan ons verseker wees. Ek dink voorbeelde Paulus hulle, die disippels en dan Jesus self. Elke woord in die skrif is Heilige Gees inspireer. So dit beteken Jesus is bewus van dit wat elkeen deurgaan. Die Hebreërs praat van 'n hoëpriester wat medelee met my en jou het. Ja, hy weet presies. He knows en hy's daar. En sy hart is nie om enige iets te inflict met die doel om seer te doen, maar hy wil my en jou sterk hê. En die omstandighede maak ons sterker, maar hy beloof ons dat nêrens is ons op ons eie indaai nie, en ons het dan nie nodig om te vrees nie, as gevolg van hom wat saam met ons is. En dan die equipping saam met dit. So vir my is dit bemoedigend, wanneer ek weet, iemand weet wat is moeilik, iemand weet wat is omstandighede, en dan vat 'n mens daai woord eintlik 'n bietjie beter. Hy weet, en hy is saam met ons. Ons woord vir die jare, saam met Jesus kan ons. En dis regtig die bemoediging met hierdie is, dit help jy wil woord toepas, maar Jesus is nie saam met jou nie. Dit help jy wil geloof toepas, maar Jesus is nie saam met jou nie. Die heel belangrikste ding is om terug te kom by verhouding en te sê, die heel belangrikste is vir my om Jesus in hierdie omstandighede te vind. Hom te vind, my dag met hom te begin, my dag met hom af te sluit, sy opinie oor dit te vind, sy gedagtes, weet te onthou, wie is hy as 'n vader, en as 'n vriend, en as 'n ou boetie, en wie is hy as een wat my support, en een wat my red, en dan onthou wat hy van my dink, en daai is waar dit begin, en as jy daai doen, dan is Jesus saam met jou. En dan maak dit makliker om die geloofskeuse te kies of die geloofspad te loop te midde van jou omstandighede, want jy weet die wat saam met jou is getrou. En dan kry jy die beeld van Jesus op die kruis en die 2 mans wat langs hom aan die kruis hang en obviously baie vrees nie net vir omstandighede nie, want hulle omstandighede is sleg. Ek meen, jou omstandighede kan nie slegter as dit nie. Jy het klaar die geld verloor, jy het klaar jou gesondheid verloor, jy gaan doodgaan, daar's geen verhouding nie, daar's niks nie. En so jy net vrees. Maar die vrees van die ewige dood, ek dink is vir my een van die grootste vrese. Kom oor hulle albei. En die een kies om na Jesus toe te draai en vir hom te sê, haal ons hier af. Kry ons hier uit. Maak ons los. As jy die seun van God is. En toe Jesus sê, of toe hy duidelik sien, dit gaan nie gebeur, en begin hy Jesus spot, en hy begin lelik raak, en hy begin sy rug op God draai, op Jesus draai dit. Waar die ander een langs Jesus hang, en hy sê vir die ander skelm, of die ander persoon op die kruis, hy sê vir hom, ons verdien dit om hier te hang. Dit was ons keuse. Ons omstandighede is meeste van die tyd keuses wat ons gemaak het. Saam groot of klein. En hy sê, hierdie was ons keuses, maar Jesus hier by ons verdien dit nie. En dan draai hy na Jesus toe en dan sê, Jesus, al wat ek vra, dink aan my. En dan draai Jesus na hom toe en hy sê iets mooi. Dan sê Jesus vir hom, ek sê vir jou, vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees.
En daai is die mooi ding van slegte omstandighede. Jy kan nie slegter omstandighede as daai twee mense hê nie. En jy het 'n keuse letterlik binne in jou slegte omstandighede om te kies, gaan jy van Jesus af wegdraai? Gaan jy jou rug op geloof draai? Gaan jy jou rug op God draai? Of gaan jy net vir Jesus vra? Al wat ek vra is, dink net aan my. Wees net saam met my. En Jesus se belofte in daai oomblik is, ek sal saam met jou wees. En by jou wees, selfs tot in die I paradys. will stick with you. I will not leave you. Ja, I will not forsake you. I will be there. Till there. It was beautiful. Terwyl jy praat, dink ek aan die ironie van die vrees, the fear of the Lord. En dan, jy weet die vrees, en dan dink ek, hulle het die ewigheidsvrees besef, en ek dink dis daai, die teaching agter dit net vir 'n oomblik is nie om Jesus te vrees, soos wat ons die ander vrees noodwendig het nie, maar dis daai absolute bewusheid van die grootheid en die magnitude, en jy besef, ek is so afhanklik van jou Jesus rondom 'n faset verder as hierdie wat ek hier kan ervaar. En dan daai switch te maak, en dan wanneer ons sê, it's either death or life, and the fear of the Lord is choosing life. Yes, die Here lê voor ons, Deuteronomy, en sê, ek lê voor julle lewe en dood. You choose. Kies vandag. Dis my en jou keuse. En dan, hy los die keuse by ons, en dan maak hy aanbeveling, en sê, kies vandag, en dan sê hy, maar kies lewe. So as jy insoek, so is dit. So pastor, my boodskap ten einde aan die luisteraar is, die Here los voor ons twee keuses. Vrees, wat dood bring. Ek gee nie om wat om jou omstandighede is nie, vrees bring verseker dood. Of geloof, wat lewe bring. En al maak dit nie sin nie, al klink dit crazy, al het jy het al 100 keer gedoen, bly geloof kies. Bly kies om in geloof te reageer. Daai bring lewe. Daai bring lewe, en Christus sal jou nie los, solank as wat jy verseker geloof kies nie. Moenie jou rug op die Here draai, en vrees jou laat toevou, so dat jy bly vrees kies, en wegdraai van die Here af. Amen. It's a choice. Laaste woord van jou kant af vir die luisteraar. Pastor, ek dink nie ek kon dit beter sê nie, maar wat ek wel kan sê is dat sou iemand nie weet wat om te doen, waarheen om te gaan nie, is daar meer boetas en sissas in daai tyd, in daai oomblik wat jy benoud voel. En daar is ook 'n keuse, 'n manier van 'n keuse. So, jy weet, deel die boodskap. Ons is fisies hierso, sou iemand nodig het om uit te reik, en dan kan jy so ook iemand help. Sou hulle dan vas. Reik uit na iemand, reik uit na jou local church toe, reik uit na iemand wat jy weet in geloof staan. Omring jou met mense wat geestelik sterk is. That's important. Moenie 'n groepie van mense gaan soek wat net so mismoedig is soos jy, en jou omring, gaan omring jou in hierdie tyd met mense wat geestelik sterk is. En baie keer, ek hou van wat jy sê, baie keer kos dit jou om uit te reik. Buite jou normale kringe. Sodat jy kan daai hoop en daai geloof weer establish in jou lewe. That's how we do it. Dit is uitreik. Amen. Prakties. Amen. Daar's hy, deel dit, soos Pastor Ilse sê, deel dit so ver as wat jy kan. Dankie dat jy geluister het. Geseënd, mag jy geseënd wees, en mag die vrede van die Here net met jou wees.